Vergifnis bou 'n brug. Dink 'n oomblik aan 'n brug. Nie die staal of die beton of wat ook al binne in 'n brug is nie, maar die denke en die besluit agter dit. Iemand het gesê, twee kante moet verbind word. En vergifnis is presies dit. Dis die besluit om 'n verbinding te bou waar kloof baie diep en eintlik normaalweg skeiding tussen twee kante bring. Hoe hanteer Jesus sy disippels rondom dit, en jy's ook vir ons as volgelinge, hoe om 'n brug te bou deur ons geestelike lewe? Ons lees in Markus 11 vers 25. En wanneer julle staan om te bid, en julle het iets teen iemand, vergewe hom, of haar dan sal julle Vader wat in die hemel is, julle ook, julle oortredinge vergewe. En Jesus sê dit, terwyl hy by 'n verdorde vyeboom staan, in 'n oomblik van krag en gesag. En tog praat hy nie hier oor mag nie, maar oor gebed. En binne die gebed oor vergifnis. Dit beteken vergifnis is nie net 'n emosionele besluit nie, dit is 'n geestelike daad, dit is 'n posisie wat jy inneem in die geestelike terrein. Jy staan voor God en jy kies om iemand anders los te laat. In ons wêreld sien ons elke dag onvergewensgesinde verhoudings. Families, gemeenskappe, nasies wat verdeel word. Maar ons sien gelukkig ook die teenoorgestelde. Vergifnis wat herenig, wat herstel, wat onmoontlike brûe bou, wat vrede bring. Verbintenis bou is die moed van 'n nuwe begin. Navorsing bevestig dat vergifnis verbeter ons fisieke gesondheid. Dit verlaag ons bloeddruk, dit verhoog ons emosionele welstand. So vergifnis bou, dis nie net 'n brug na 'n ander persoon nie, maar ook 'n brug binne in ons eie hart en binne ons eie gesondheid. Dit maak ons hart oop vir God se genesing. Dalk is daar iemand na wie toe jy vandag 'n brug van vergifnis moet bou. En dit begin met 'n gebed. Vergewe die persoon vir God en leef dan dat hy of sy vergewe is. Want God se liefde is groter vir die ander persoon en ook vir jou. Leef geïnspireerd.